Ek verwelkom jou graag by vandag se erediens. Die laaste Sondag in Januarie, trouwens die laaste dag ook van Januarie. Ja, inderdaad, het die eerste maand van hierdie spiksplinter nuwe jaar ook eintlik nou al sy laaste dag bereik. En ek hoop regtig waar dat dit met jou goed gaan, dat jy veilig is en dat jy gesond is. En diegene met wie se gesondheid dit nie op hierdie stadium so goed gaan nie, glo ons dat die Here ook op sy tyd en op sy manier ook dan weer krag, genade en gesondheid vir elkeen sal bied. Daar is twee belangrike sake wat ek graag aan die begin van die erediens aan wil aandag gee, en die eerste ene is dat ons die gebruik in die gemeente het om op die laaste Sondag van elke maand 'n gebedsgeleentheid te hê. En daarom nooi ek jou hartlik uit om ook aan hierdie gebedsgeleentheid dan deel te hê wanneer jy hierdie video ook sou kry op Facebook en op die gemeente se webblad en ook op YouTube. En mag dit ook vir jou en jou geliefdes 'n geseënde geleentheid wees. Die tweede saak is baie dankie vir elkeen wat getrou bydra tot ons gemeente se dankfeesfonds. Is net weer herhaal, in Parkruin werk ons so, ons glo ons word geseën deur die Here om ander tot seën te wees, en daarom gee ons in geloof reeds van 1 Maart elke jaar geld uit, verskillende projekte, om dan ook 'n verskil in ander mense se lewens te maak, om hulle te seën omdat die Here vir ons seën. En as ons die geld uitgee, dan samel ons dit eintlik eers so van Oktober, November af in. En baie dankie weer eens vir elkeen se bydrae tot ons dankfeesfonds. Ons staan al op 'n stewige 45% van ons beoogde doelwit. En ons wil net weer eens beklemtoon dat die invordering van ons dankfees tot die einde van Februarie elke jaar is. Daar is nog 'n maand oor. Hier is ook 'n paar voorbeelde van wat in die afgelope weke weer dan afgelewer is by die skole. By die skole aan die Wesrand, waarby ons nou al vir baie jare betrokke is in die afgelope weke rys en suiker, sop, pasta en meel afgelewer. Ons glo dat dit baie belangrik is dat elke gemeentelid ook sal weet waarvoor julle bydra en dan veral ook die dankfeesbydraes gaan. Die Here God verseker vir ons dat hy altyd met ons is. Dis Jesus wat in Johannes 10 vers 10 sê, teenoor 'n dief wat net kom slag en steel en uitroei, het hy gekom sodat ons die lewe kan hê en dit in oorvloed. En daarom groet ek jou vandag ook in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, wat vir ons genade en vrede en vreugde in oorvloed skenk. Kom ons sing hier die loflied tot eer van ons Here. Ons gaan vandag voort met ons reeks uit 1 Samuel 9 en ek wil asseblief weer vir jou baie mooi vra. Dis eintlik baie beter om die Bybel te vat en 'n gedeelte of 'n hoofstuk of hoofstukke deur te lees as om net
Bybelversies lukraak dalk baie keer te lees. En asseblief, hierdie gedeelte uit Samuel, die pad wat ons al tot hier toe gekom het, is regtig so besonder, en dankie vir elkeen se terugvoer in hierdie verband, oor wat dit ook al vir hulle beteken het. En ons gaan verder lees uit 1 Samuel 9, daarvan die 9de vers. Voordat ons saam lees, kom ons vra ook dat die Here vir ons sal seën rondom sy woord. Hemelse Vader, baie dankie dat ons steeds in hierdie wêreld kan weet dat U die God is wat by ons lewens betrokke is en dat U vir ons toerus. Dat U die God is wat vir ons verseker dat U altyd met ons is en dat ons die voorreg het om na U woord te kan luister, om te kan hoor wat U ook vir elkeen van ons in hierdie wêreld, op hierdie stadium dan ook sê. Dankie vir U woord en veral dan ook dat dit in ons eie taal is, dat ons dit kan lees en daaruit kan leer. Maar veral baie dankie Heilige Gees dat U ook vir ons in staat stel om U boodskap, die boodskap wat U alleen vir ons kan bring, dan ook te kan ontvang, daarna te luister en dan ook op hierdie wyse te leef tot U eer, tot U verheerliking. Baie dankie dat ons al hierdie dinge in Jesus se naam van U mag vra. Amen. Om altyd sin te maak van alles wat met ons gebeur en wat rondom ons gebeur, is nie maklik nie. Die wêreld is ingewikkeld. Dis gekompliseerd. Daar's 'n klomp vrae wat ons het en ons het nie altyd antwoorde nie. Daar's dinge wat gebeur en ons wonder waarom gebeur dit en ons kan nie 'n verklaring altyd daarvoor gee nie. Ek moet eerlik sê dat ek nogal mense jammer kry wat nie in die Here glo nie. Want ek weet nie wat doen mense wat nie weet dat die Here God dan ook leef en by ons lewens betrokke is en dat ons in Hom kan glo en Hom kan vertrou nie. Ja, ons weet as gelowiges dat ons nie aan 'n wrede noodlot uitgelewer is nie. Dat daar nie 'n toeval is of gelukkigheid wat ons in hierdie wêreld moet nastreef om te kyk of dit dan vir ons sin en betekenis kan gee nie. Nee. Vir ons as gelowiges weet ons dat die woorde van 2 Korintiërs 5 vers 7 waar is, waar ons lees dat ons lewe deur geloof, nie deur wat ons sien nie. Want wat ons sien, ons stel ons baie keer. En wat ons sien, maak ons baie keer meer bekommerd as wat ons dalk selfs is. Elke mens het 'n bepaalde lewenswêreld beskouing. En ons kan in ons eie wêreld so opgevang word en so vasgevang word, dat ons baie keer, dis belangrik dat ons dit dan weet, dat ons perspektief verloor. Dat ons dink dat soos wat ek die wêreld sien, soos wat ek die wêreld beleef, is die enigste manier wat die wêreld is. So is dit nou maar eenmal. Ons moet erken dat elkeen van ons eintlik in ons eie wêreld die hoofrol speel, want dis wat ons sien, dis wat ons hoor, dis wat ons beleef. Maar dis nie al wat die wêreld is nie. En dis nie al waaroor die wêreld gaan nie. Ja, wanneer ons dalk sou dink dat alles vooraf bepaal is, gepredestineer, determinisme, of dat alles en almal vooraf geprogrammeer is, dan weet ons dis nie waar nie. Ons leef elke dag met die lig tot ons beskikking. Ons word elke dag blootgestel aan bepaalde situasies en hoe ons daarop reageer, dis baie keer die besluite wat ons maak. As ons nie ons omstandighede kan beheer nie, kan ons reaksie op ons omstandighede beheer. En soos wat ons al gesê, die wêreld is moeilik. Ek dink veral aan die woorde van die liedjie wat Anton Goosen gesing het, wanneer hy sing oor Silver de Lange, die concertina-speler, skitterende lied. Onder andere beskryf hy daar in die wêreld, en hy sê, die wêreld's nog dieselfde ou Silver. Hy's hard, en hy's foos, en hy's boos. En dit is inderdaad baie keer, hoe mense die wêreld ervaar en beleef. En wat gemaak dan met hierdie wêreld? Nou ja, die Here seën vir ons elke keer wanneer hy sy woord vir ons gee, waarin ons ook kan lees en kan leer, en ons het nou al hierdie pad gekom uit 1 Samuel 8, en net so 'n bietjie agtergrond, wanneer die volk na Samuel toe kom, en hulle sê, ons wil nou 'n koning hê. En Samuel sê, nee, hy is nie gelukkig daarmee nie, maar dan sê hulle, ons wil 'n koning hê, want al die ander volke het 'n koning. Ons wil ook nou 'n koning hê. En dan, wanneer Samuel met God praat, dan sê die Here vir hom, gee vir hulle koning, sê vir hulle wat dit gaan beteken, want hulle het my eintlik verlaat. Maar God wat God is, skryf nie sy volk af nie, en hy los hulle nie. Hy gaan vir hulle 'n koning gee, maar hy gaan dit ook op 'n baie besondere wyse vir hulle gee. En so het ons dan gelees, dat Samuel die taak kry om 'n koning te gaan salf. Hy weet ook nog nie wie dit is nie. Maar dat God aan hom openbaar wie die koning sal moet wees.
is onder andere dan waarvan ons lees. Ons lees aan die begin van 1 Samuel 9 van Saul. En Saul is 'n mooi man, is 'n groot man, hy staan kop en skouers bo die ander mense uit. Sy pa se naam is Kis en sy pa is 'n ryk man, maar sy pa se donkies raak weg. En wanneer sy donkies wegraak, dan moet Saul en 'n slaaf hierdie donkies gaan soek. En hulle gaan deur 4-5 gebiede, eintlik in 4 gebiede, as hulle in die 5de gebied kom, in die Suf gebied, dan sê die slaaf vir Saul, hier is 'n man van God, 'n siener. En miskien weet hy waar die donkies is. En daarom was ons van die 9de vers van 1 Samuel 9 af saam lees. Vroeger, wanneer iemand gegaan het om God te raadpleeg, is daar in Israel gesê, kom ons gaan na die siener toe. Die profeet van vandag is vroeger siener genoem. Saul het vir sy slaaf gesê, dis 'n goeie plan, kom ons gaan. Hulle het na die stad toe gegaan waar die man van God was. En toe hulle die opdraand na die stad toe opgaan, het hulle meisies teëgekom wat gaan water skep het en vir hulle gevra, is die siener hier? Hulle het geantwoord, hy is daar in die stad voor u, maak gou. Hy het vandag na hierdie stad toe gekom, want die volk bring vandag 'n offer op die hoogte. Wanneer julle die stad binne gaan, sal julle hom kry net voor hy na die hoogte toe opgaan om te eet. Die mense eet nie voordat hy gekom het nie, want hy moet die offer seën. Daarna eet die genooides, gaan dadelik, want julle sal hom nou daar kry. Hulle is na die stad toe, en toe hulle in die stad ingaan, kom Samuel juis in hulle rigting, om na die hoogte toe op te gaan. 'n Dag voor die koms van Saul, het die Here vertroulik aan Samuel geopenbaar, môre teen hierdie tyd sal ek 'n man uit die gebied van Benjamin na jou toe stuur. Jy moet hom tot regerder oor my volk Israel salf. Hy sal my volk red uit die mag van die Filistyne, want ek het op my volk aggeslaan. Ja, hulle hulpgeroep het my bereik. Net toe Samuel vir Saul sien, het die Here vir hom gesê, dit is die man van wie ek jou gesê het, hy sal oor my volk regeer. Saul het vir Samuel in die poort teëgekom en vir hom gesê, sê my asseblief, waar is die huis van die siener? Samuel sê toe vir Saul, ek is die siener. Gaan saam met my na die hoogte toe. Jy moet vandag saam met my eet. Môreoggend sal ek jou laat gaan. Oor alles wat jou kwel sal ek jou inlig. Jou donkies is vandag al 3 dae weg. Jy moet jou egter nie oor hulle bekommer nie, want hulle is gekry. Maar aan wie behoort die kosbaarste goed in die hele Israel? Is dit nie aan jou en jou familie nie? Ons lees eers tot hier met mekaar saam. Hier is die woord van die Here en jy sal baie gelukkig wees as dit die handleiding van jou lewe is. In die gedeelte wat ons saam gelees het ons gesien hoe Saul en Samuel mekaar uiteindelik ontmoet. En 'n klomp dinge wat hier rondom gebeur het. En nou weer eens, wanneer mense, as ons praat in hierdie wêreld van dinge wat gebeur en mense wat ons ontmoet, dan sê ons baie keer, dit is toevallig. Toevallig beteken, ons het nou nie eintlik 'n aandeel daarin gehad, en ons weet nie hoekom dit gebeur nie, en toevallig het dit gebeur. En kyk nou asseblief saam met my, na wat gebeur het vir Samuel en Saul, wat mekaar ontmoet hier in hierdie dorp. Wat het gebeur? Die volk wil 'n koning hê. Dis die een lyn. Dis die groot saak. Daar's die leiers. Hulle wil graag weet waar is die koning. Maar dan is daar 'n ander saak wat ook plaasvind. En dit is Kis se donkies wat toevallig wegraak. En toevallig besluit Kis om vir Saul te sê dat hy die donkies moet gaan soek. En toevallig is daar ook 'n slaaf wat saam met hom gaan om te gaan soek. En toevallig kry hulle nie die donkies in 4-5 streke nie. Maar toevallig is die slaaf wat saam met Saul is, die een wat vir hom sê, ek hoor God se profeet, die siener, is in hierdie dorp. En wanneer Saul dit hoor en dan vir die slaaf sê, maar ons moet vir hom 'n geskenk gee, dan toevallig het die slaaf 3 gram, baie min, silwer by hom. 'n Geskenk wat hulle dan vir die siener, vir Samuel sou gee. En hulle weet nie waar hy is nie, maar toevallig loop hulle die meisies raak, wat gaan water skep het. En hulle sê, toevallig is die siener in hierdie dorp, en hy is op pad, hy gaan na ete toe. En julle moet gou maak, want anders gaan julle hom dalk mis. Kom julle agter, ja, as jou tong in die kies het ek probeer om die woordjie toevallig elke keer in te bring, want dit is baie keer hoe mense die lewe sien. Toevallig gebeur dit, en wat ook al. Maar ons weet dit nie is wat hier gebeur nie. Dat die woordjie toevallig
eerder 'n woord is wat ons in 3 afsonderlike woorde moet opbreek. Toe val lig. En die lig wat daarop val, is God se lig wat daarop val. Weereens, nie 'n noodlot of 'n toevalligheid wat ons in hierdie wêreld ervaar en beleef nie. Ook nie dat dinge in hierdie wêreld, kom ons herinner mekaar net gou ook weer daaraan, dat dit nie is dat die volk wil 'n koning hê, en dit is soos hierdie een ry wat hier loop, en dan hierdie donkies wat wegraak, soos 2 treinspore wat langs mekaar lê, en hulle lê die hele tyd langs mekaar, en hulle het niks met mekaar te doen nie. Dis nie hoe die wêreld is nie. Die wêreld is geïntegreerd. Daar's 'n klomp dinge wat met ons gebeur. Soveel keer het ons al vir mekaar gesê, en mekaar daaraan herinner, en mekaar aangemoedig om te sê, kyk na jou eie omstandighede en sien God se vingerafdrukke, sien God se betrokkenheid by jou lewe, sien dit raak. Dit is nie net so dat 'n mens in hierdie wêreld leef en elkeen leef op hulle eie nie, maar dat die dinge mekaar gevleg is, soos 'n lekker groot koeksuster. En dat ons dalk nie altyd die antwoorde op alles kry nie, maar ons moet ook nie sê dat ons geen antwoorde kry nie, dat ons geen raad en leiding by die Here kry nie. Dit sou net so gevaarlik wees, as om te sê, nou ja, ek weet daar's party mense wat ons sê, hulle weet altyd alles van alles af. Ek wil ook graag daardie mense ontmoet, maar daar is eintlik nie iemand dat alles van alles weet nie. Want weer eens, 2 Korintiërs 5:7, ons lewe deur geloof en nie deur wat ons sien nie. En wat ons dan ook in hierdie gedeelte gesien het, wat homself hier uitspeel, is hoe God se plan ontwikkel om vir die volk 'n koning te gee. En hierdie koning, Saul, weet ook nie eers op hierdie stadium waarvoor hy in is nie. Samuel, wat self ook nie geweet het nie, die Here het die boodskap aan Samuel gegee en gesê, jy sal iemand môre raakloop uit Benjamin, en hy is die man wat jy dan as koning moet salf. En weer eens moet ons hierdie fenomenale eienskap van God raak sien. Sien, dis waaroor dit gaan, oor God wat sy plan in aksie stel. Dat ek en jy kan sien dat God besig is, dat God aan die werk is. Die volk wil 'n koning hê. As Samuel beswaar maak daarteen, sê die Here, hulle het jou nie net verlaat nie, hulle het my ook verlaat. Hulle het nou ander afgode begin dien. En as die Here sê dat hy vir hulle koning sal gee, dan gaan hierdie koning ook iets baie spesiaals wees, want hy gaan hulle lei in oorwinnings oor die Filistyne. God gaan hom help, God gaan hom gebruik, sodat sy volk Israel, wat dit nie verdien nie, wat dit glad nie verdien nie, oorwinnings oor die Filistyne sal kan behaal. En dit is dinge waarin ons regtig waar 'n bietjie vir onsself moet dink. Ons kry nie in hierdie lewe net wat ons verdien nie. Dank die Here, ons kry nie net wat ons verdien nie. Want dink net as ons net sou kry wat ons verdien. Soos almal, ek weet nie van jou nie, maar ek sou regtig in die moeilikheid gewees het. Maar God wat groot is, God wat goed is, God wat ryk is aan genade, is die God wat vir ons baie meer gee. Ja, hy gee vir ons die lewe in oorvloed. Ons moet dit net raak sien. Sodat ons hierdie lewe kan leef as sy kinders, as oorwinnaars, as meer as oorwinnaars. Ook in die tye waarin ons nou is. Ons weet nie wat die toekoms vir ons inhou nie, ons het dit al hoeveel keer vir mekaar ook gesê, maar ons weet dit, ons weet dat ons ook die toekoms tegemoet kan gaan met God. En soos wat ons baie keer voel, maar ons is bekommerd en ons het probleme, en ons voel baie keer, ons vra vir die Here, asseblief help vir ons daarmee, gee dit asseblief vir ons, en dan kyk ons uit en ons sien nie dat ons probleme aan aandag gegee word, of dat hulle opgelos word nie. Ons sien, daar's donkies dalk wat weggeraak het, maar donkies het niks met my probleem te doen, of so dink ons. Eintlik is God die hele tyd besig om te werk, vir jou en vir my te verseker. En hoe hy dit reg kry, weet ek nie, maar dis hoe God is. Dat hy met elkeen van ons in hierdie wêreld 'n plan het. Dat hy saam met elkeen van ons is, dat hy vir elkeen van ons wil gebruik. Dat ons in hierdie wêreld die sout en die lig en die suurdeel sal wees vir 'n wêreld wat dit so nodig het, wat dit nou so nodig het, wat dit eintlik nog altyd so nodig het. Kom ons gaan en buig dan weer voor die Here en loof en prys en dank hom vir die feit dat ons weet dat hy in beheer is. Dat hierdie nie 'n weggoltrein is, maar dat God besig is om in hierdie wêreld met elkeen van ons steeds vormend te werk, om ons te verbeter, om ons te verander, om ons te gebruik, waar hy met sy goddelike plan besig is. Wat 'n voorreg dat ek en jy daarvan deel kan wees. Daarom, kom ons gaan ook in hierdie week wat voorlê, en elke dag en elke geleentheid wat hom voordoen, dat ons eerder, in plaas daarvan dat ons sê die wêreld is hard, en hy's foos, en hy's boos, en ons is bekommerd, en ons kan kla oor soveel dinge, kom ons sien eerder raak, dat God
met sy plan besig is, dat ek en jy daarvan deel is, dat ons deel van sy wenspan is, en dat hy elke dag vir ons verseker, maak nie saak wat ons omstandighede is nie, dat hy groter as dit is, en dat hy aan die werk is. Dit is ons troos, dit is ons bemoediging, dit is wat ons dra. Kom ons loof en dank die Here daarvoor. Amen. Ons goeie Here, baie, baie dankie dat ons kan weet, dat ons in 'n wêreld wat nie altyd vir ons sin maak nie, dat ons nog steeds in U kan glo. Dat U groter is as enige iets wat met ons in hierdie wêreld kan gebeur. En dat ons daarom kan weet, elke dag, al maak dit nie altyd vir ons sin nie, U is aan die werk. U is in beheer. Ons kan saam met U wees, en ons kan 'n verskil in hierdie wêreld maak. Dankie dat ons weet dat daar geen toeval is nie, dat daar geen noodlot is wat ons tref, maar dat ons 'n genadige, goeie Here, 'n Vader in die hemel het, wat ons kan dien, en wat elke dag nie net ons raak sien nie, maar ook aan ons elkeen so mildelik voorsien. Dankie Here, dat U ons wil gebruik om sout en om lig in hierdie wêreld te wees, om hoop ook te gee en te bemoedig in die tyd waarin ons nou is. Vul ons woorde asseblief, ons gesprekke met hoop en met 'n getuienis, dat U die grote God is wat regeer, en dat U aan die werk is, dat ons almal in U kan glo, en U altyd, in alles, kan vertrou. Baie, baie dankie dat ons dit alles in Jesus se naam mag bid. Amen. Kom ons sing ons slotlied as antwoord op die Here se woord. As die lewensstorme woedend om jou slaan, en jy gans ontmoedig vrees om te vergaan, tel jou seëninge, tel een vir een, en jy sal verbaas wees oor wat God verleen. Tel jou seëninge, tel een vir een, seëninge jou deur God geskenk. Tel almal, kyk wat God verleen, en jy sal verbaas wees oor wat God jou skenk. As jy ooit gebuk gaan onder sorg en pyn, as die kruis te swaar word en jou krag te klein, tel jou seëninge, dan vlug twyfel heen, en jy sien Gods goedheid laat jou nooit alleen. Tel jou seëninge, tel een vir een, seëninge jou deur God geskenk. Tel almal, kyk wat God verleen, en jy sal verbaas wees oor wat God jou skenk. As jy let op ander met hul goud en eer, dink aan God, beloof jou nog oneindig meer. Tel jou seëninge, wie dat pracht en praat, nooit die minste van die hemel kan behaal. Tel jou seëninge, tel een vir een, seëninge jou deur God geskenk. Tel almal, kyk wat God verleen, en jy sal verbaas wees oor wat God jou skenk. Laat dan al die stryd, die kruis, die bange nood, jou tog nie ontmoedig, Gods trou dis so groot. Tel jou seëninge, engele staan jou by, bied jou hulp en leiding na die ander sy. Tel jou seëninge, tel een vir een, seëninge jou deur God geskenk. Tel almal, kyk wat God verleen, en jy sal verbaas wees oor wat God jou skenk. Ontvang dan ook nou die seën van die Here, en gaan leef hierdie oorwinningslewe wat die Here vir ons elkeen moontlik maak. Want ons wil gereed wees vir ons Here, dat hy ons kan gebruik elke dag tot sy eer. Die genade van die Here Jesus Christus, en die liefde van God die Vader, en die wonderwerking van die Heilige Gees sal met elkeen van ons wees en bly,
En die Here sal ons steeds altyd gebruik, totdat hy ons eendag almal weer kom haal. Amen. Ek wil gereed wees vir sy koninkryk. Ek wil gereed wees as hy my wil gebruik. Ek wil gereed wees om op te staan vir sy koninkryk, vir sy heiligheid, vir sy grote naam. Kom volle